Ek wil vir julle goeiemôre sê. Ek sal harder praat, Dion. Ek praat te veel en ek praat hard. En ek brei. So ek het net ou gesê vir iemand, ek is gebore met 'n genetiese afwyking. Hulle noem dit verbal diarrhee. En hulle het nog nie antibiotika teen dit ontwikkel nie. So as ek te veel praat of te lank praat, have a heart. Maar ek sal probeer, want Andries het die gawe om so lekker kort die kern uit te lig. Ek wens ek het dit gehad. Maar ek sal probeer die commercials uitsny. My vrou het gesê, sny die commercials uit. Dan sal dit alright wees. So ek sal daarmee probeer. Dis my lekker om saam julle te mag wees en die Here te kan bid. Julle weet nie hoe lekker dit vir 'n dominee ou is. Ek is nou 'n has-been natuurlik, maar hoe lekker dit vir 'n dominee is. Jy die week worstel jy met 'n stuk uit die woord en die Here praat met jou en jy hoor goeters en dat jy die voorreg om dit met mense te kan deel op 'n Sondag. Dis verskriklik lekker. So ek het 'n paar goed ontdek uit die woord wat ek vandag graag met julle wil deel. En ek hoop as julle ook so goed soos wat dit vir my is. Dit wat ek kon ontdek het uit die woord van die Here. As ek nie hard genoeg praat, maak net so, dan sal ek weet, as ek te hard praat, maak net so. So dan kan ons met mekaar goed kommunikeer as dit alright is met julle. Nou baie welkom vir almal. Ek is dankbaar so baie van julle. Ek het hoor jy gaan niemand wees nie. So hier seker 'n klomp besoekers, vir my is julle almal besoekers. Julle is min of meer almal vir my die meeste vreemd. So baie welkom aan al die besoekers wat vandag hier so is by die erediens. So dis goed om saam te kan kuier vandag hierso. Voordat ons 'n paar liedere saam sing, wil ek hê ons moet net ons oë toemaak en eers met die Here praat. Dit gaan tog oor hom vandag. So kom ons praat met hom net eers in gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees om so 'n bietjie saam met ons Hemelse Pa te kuier as gesin. Al ons broers en susters voor U. En daarom is ons gebed dat U met ons mag praat, Here. Ons wil soos kinders op die mat voor U sit en sommer net indrink dit wat U met ons wil deel. Gee dat dit vir ons lewens die voedsel mag wees wat U wil hê ons vandag moet kry. En Here, seën ons om deur U Gees se werking reg te stel as ons moet. Ons roeping te aanvaar wat U dalk weer vir ons gee, maar dat daar regtig met tussen ons en U 'n koneksie kan kom. Dat soos die woord sê, soos 'n diensknegt en 'n diensmaagd kyk na hulle meester en 'n meesteres om te hoor wat die verwag en dit dan met toewyding wil doen, so wil ons ook vandag sit. Voor U, na U luister en gaan om U te gaan gelukkig maak met ons lewe hierna. Amen. As ek so wy, ek voel verskriklik, ek gaan so tinteling deur as ek dit doen. Weet jy, ek doen dit om vir jou te sê, dis hoe die Here goed. Hy sê vir jou, mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees. Deur jou kennis van God ons Vader en van Jesus die Here. En hierdie kennis ontvang ons vandag deur die werking van God se Gees in ons lewens. Goed, ek wil hê ons moet so 'n oomblik net so stil raak voor die Here. Kyk, as 'n ou nou, ek het net oor die beeld gebruik toe ek met die Here gepraat het, dat ons soos kindertjies op die mat voor hom sit. Nou kom ons sit so rukkie voor die mat. Maak jou oë toe, dan skep jy in jou gedagte 'n prentjie. 'n Gedagteprentjie is nogal 'n goeie ding om te doen, want jy kan dit amper soos realiteit belewe op die einde. Maar skep 'n prentjie waar jy voor die Here sit en voel so 'n bietjie hoe dit voel. En jy kan met hom 'n bietjie praat as jy wil. Sê vir hom wat in jou gedagte dry. As jy iemand, hy skiet partykeer so iemand in ons gedagtes op. Iemand wie jy gesien het toe jy inkom in die kerk of jy van gehoor het, bid gou vir daai een dan ook sommer. So kom ons sit so rukkie stil. Jy probeer jou indink, jy's voor die Here. Jy kan met hom praat met hom oor wat in jou gedagte kom, oor wat hy dalk in jou gedagte geplant het. Ek gee gou so rukkie daarvoor. Dan gaan ons 'n lied saam sing.
Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 390, ons gaan 3 van sy versies sing. Ons kniel hier aan u voete neer en hoor 'n hemelkoor. Hulle loof en roem u eer oor ons, eens daar langs die pad verlore. So ons wat gered is, veral na Paasnaweek, onthou ons dit. Kom ons sing hierdie lied as 'n toewydingslied vanoggend terwyl ons so sit. Ek is nou nie seker of Andries dalk die skrifdeel op die skerm bygesit het nie, maar as hy nie het nie, die deel wat ek gaan lees is Johannes hoofstuk 20. Dit is nou, as jy nou jou prentjie wil kry van ons kerklike jaar, 'n Paasnaweek is mos nou klaar, die Here het opgestaan uit die dood, en dit het my 'n mooi gewoonte hier gehad. Die vroeë kerkse mense het mekaar mos gegroet, hulle het mos op die Sabbat by mekaar gekom Saterdag. En toe het hulle begin, die eerste kerk om op Sondag, die eerste dag van die week by mekaar te kom. Hulle het dit genoem, die dag van die Here, die dag waar die Here die dood opgestaan het. En het hulle mekaar gegroet, yes, die Here het opgestaan, dan sê die ander, die Here het waarlik opgestaan. Dis vir hulle die opgewondenheid daaraan. En nou die interessante is, dis ook wat die eerste kerk gepreek het. Soos hulle uitgebrei het hulle gepreek, nie gesê, Jesus wat gekruisig is nie, want al die ouens het geweet, kruisiging is iets wat gebeur, maar hulle het gesê, die Here het opgestaan. Dis iets wat ooit voorheen gebeur het. Dan die mense gesê, "Wou, hoe sê jy daar?" Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. So opstanding is wat die hoogtepunt is, wil ek amper sê, van ons Here se lewe op aarde, dat hy die dood oorwin het. So goed, dit wat ons nou lees, het afgespeel ook in die tydperk tussen die opstanding uit die dood en die hemelvaart. Hemelvaart is die donderdag 40 dae na die opstanding. 50 dae na die opstanding, 10 dae later, gaan ons Pinksterfees vier, die uitstorting van die Heilige Gees. Goed, so die deel Johannes 20 speel ook af wat die Here aan sy disippels verskyn het en hulle toe gegroet het, vrede vir julle. Ons gaan daaroor bietjie meer praat nou. So kom ons kyk Johannes 20, ek lees van vers 19. Julle moet nou vinnig luister en vinnig dink wat ek gaan vinnig lees. Is dit goed so? Julle sal bybly. Dat ek die greep wil ek graag lees. Die prentjie ken jy, maar ek wil graag net dit saam lees. Dis Johannes 20 van vers 19 af wat ek dan lees. Daai Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Die Hebreëse woord is shalom, wat ons vertaal met vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Na hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees.
As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, my vinger in die merke van die spykers steek, in my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. So daar was lees, die tema het julle dan nou, dankie Dion, dat jy dit vir ons opgesit het. Die tema dan nou is Jesus se groet, Shalom, vrede vir julle, wat ons vandag na gaan kyk. Kom ons maak ons oë toe. Here, ons sluit ons 'n bietjie af van die wêreld om op U te fokus. Want Vader, ons wil hoor wat U vir ons wil sê uit U woord vandag. En Heilige Gees, dis eintlik net U wat dit kan verklaar. Daarom is ons gebed dat U by elkeen van ons se gedagtes mag inkom en mag praat om U woord te verduidelik. Dat U dit self moet doen. En dat die menslike stem, menslike persoonlikheid wat U wil benut, in U diens mag staan. En dat ons vir U sal sien en vir U sal hoor. In die naam van Jesus. Amen. Ek het nou eerstens hierdie gedagte van die groet eers. Kom ons kyk net gou vir 'n oomblik. Jy gaan dit nou verstaan, maar die disippels is nou nadat die Here Jesus nou wreed, dis 'n vloekhout, om aan 'n kruis te sterf was 'n vervloekte dood. So hy het aan 'n vloekhout gehang. Dis die mees verachtende dood wat iemand in daai tyd kon sterwe. Romeinse burgers mag dit nie eers gekry het nie. So Jesus sterf aan 'n kruis. Baie wreed. Die disippels is bewus daarvan, so sy volgelinge is hier in hierdie bovertrek by mekaar op hierdie Sondag aand, op die dag van die Here. Hulle het nog nie geweet almal dat hy lewe nie, né? So hulle sit daar bewend bang, die deur is gesluit, want die ouens gaan vir hulle ook kom doodmaak soos hulle met Jesus gemaak het. So daai man is bewend bang, maar daar's tog 'n opgewondenheid, so vrouens baie gepraat met mekaar onderling, dink ek. Maar goed, so praat hulle, want Maria het vertel wat met haar gebeur het by die graf. Daai hele betalje toe die tuinier so sy gedog het, en toe sê Jesus, sy sê vir hulle, maar weet julle, dit was Jesus. En Petrus en Johannes was daar by die graf en dit was leeg, en die Emmausgangers het gestap en hom ontmoet, en toe hy die brood breek, toe herken hulle hom, so daai disippels, hy volgelinge sit daar, maar just daai man het so 'n tinteling van opgewondenheid in hulle. En dan terwyl hulle nog so opgewonde is, maar ook bewend bang is, die deure is gesluit, hulle is bang vir die Jode, wat hulle kan te nakom, skielik staan Jesus tussen hulle. Ek dink daai ons het hulle asems weggeskrik. En hy sê, Shalom, vrede vir julle. Dit moes iets geweldigs gewees het, vrede vir julle. Ek noem dit 'n betekenisvolle groet. Want dis nie 'n groet waarin die Here net vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan nie. Dit het baie meer wat dit omvou. Dis eintlik 'n samevatting van alles wat God gedoen het en beloof het om te doen vir sy volk. Ek seën julle met dit, sê die Here. Nie hallo nie. Ek seën julle met wat God beloof het vir die toekoms, wat God tot nou toe gedoen het. Shalom. Dit gee vrede. Dis 'n baie betekenisvolle groet. Dis nie net 'n vrede soos ons hom sou ken en daaroor sou praat nie. En dan is daar sekere goed in hulle kop geëgo het, soos byvoorbeeld Jesaja wat gesê het toe hy praat en voorspel dat Jesus sou kom, toe noem hy hom Vredevors. Jy onthou dit. Toe hy gebore is die nag, toe sing daai engelkoor vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. En hier kom sê hy, nadat alles voltooi is,
vrede vir julle. Dis baie diep en betekenisvol. Dis iets wat uitgespreek word, wat ek hier met klik, ander kant die graf. Ander kant die dood, want daar het nou dinge gebeur Paasnaweek, nee. Jesus het gelei, gesterwe, in die graf gesit, maar ook opgestaan uit die dood, hulle sien dit. So hierdie Shalom sê eintlik, die vrede waarvoor die wêreld wag, is nou bewerkstellig. Alles wat moes gebeur het om dit te kon 'n werklikheid maak, het nou gebeur. Paasnaweek is verby. Dis geskiedenis. Die tekens daarvan, kom kyk na my hande, die spykermerke, kyk na my voete, kyk na my sy waar die spies ingesteek is. Dis fisiese tekens, dis klaar. Dis ek wat hier staan, sê die Here. Dan kan ek sê, Shalom, vrede vir julle. Dit wat God wou bewerk het op aarde, is gedoen. Dis reeds vervul. Dis 'n unieke vrede wat hy vir hulle gee. Dit skep iets totaal nuut, wil ek dit maar sê. Goed, dis nie net 'n skietstilstand soos ons nou hoor wat maar kort gebeur daar, waar daar op die oomblik oorloë aan die gang is nie. Dis nie 'n skietstilstand of ons breek nou so rukkie met die geveg nie. Dis 'n totaal nuwe skepping wat God bewerkstellig het met hierdie Shalom. Dis 'n manier wat die oorsaak van die geweld, die oorsaak van die onvrede word weggevat. En die mens word weer gehelp en geleer om onderdanig aan God se wil te lewe. Dis 'n nuwe skepping. Die vrede wat die Here bring, herorden sy hele skepping. Dit bring herstel, dit bring 'n nuwe verhouding met God, want Jesus se dood het die verhouding tussen ons en God herstel. Dit bring ook 'n nuwe verhouding tussen ons as mense, want daai ou wat baie anders as ek is, hy het dieselfde hoeveelheid van Jesus se bloed nodig gehad om gered te word as ek. Hy het nie meer nodig as ek nie. Al het hy 'n paar moorde gepleeg en wat ook al gedoen. Ons het dieselfde hoeveelheid bloed nodig. So ons is gelyk. 'n Nuwe verhouding tussen mense, maar ook 'n nuwe verhouding met die skepping. Want ons let op hoe ons dit vernietig. Ek hoor die week van iemand wat laas naweek in Kimberley was, en hulle sê hulle was onder andere daar by daai gat, hulle het mos so groot gat daar, so julle van weet. Hulle sê maar rondom daai gat lyk dit chaos, dis so vuil. Dis iets verskrikliks. Dis wat ek toe nog gisteraand hoor. Die feit dat ook tussen ons in die skepping kom daar 'n nuwe verhouding. Here, dit moenie so lyk nie. Die klomp plastic sakke wil ons nou wegkry. Dan betaal ons nou daarvoor dat die ouens hoop ons gaan dit nie in die natuur gooi nie. Maar dat ons met die natuur ook in 'n nuwe verhouding saam sal lewe. 2 Korintiërs praat van 'n nuwe skepping. Die ouer Bybelvertaling sê kyk in 2 Korintiërs 5. Alles het nuut geword. Amper let op ouens, alles het nuut geword. So dis wat die Shalom beteken. Die inhoud van hierdie Shalom of vrede, as ons so 'n oombliekie daarna kyk net, dit gaan oor genesing van 'n siek lewe. Dit gaan oor herstel van stukkende goeders. Dit gaan oor harmonie wat geskep word, dat dinge weer met mekaar pas. Dit gaan daaroor dat daar lewensruimte geskep word vir alle mense. Wie of wat hulle ook al mag wees. Dit gaan daaroor dat daar vreugde kom, blydskap kom in die lewe. Ek onthou nou 'n woord uit my jonger dae. Ek het ook kastig sielkunde bietjie geleer, maar nie ek veel daarvan weet nie. Maar toe het ons 'n woord geleer, as ek dit nou reg onthou, maar dit is so lank terug. Was die woord homeostase. Sê nou vir my iemand wat slim is of ek die regte woord gebruik. Maar dis 'n woord wat gesê het alles val in plek. Jy's nou bevredig, al jou behoeftes. En dis amper wat Shalom vir my beteken. Jou behoeftes is bevredig. Daar's 'n rustigheid, 'n vrede. Ek beleef dit as ek nou, dit was hierdie afgelope paar dae so 'n paar ander koud, toe het ons 'n vuurtjie aangesteek. En daai vuurtjie gee 'n atmosfeer. As ek daar sit, dan sê ek vir my vrou, dis nou Shalom. Ek worry oor niks nie. Ek geniet daai vuurtjie, die knetter, ek sien die vlamme, ek het waardering daarvoor. Dis 'n tevredenheid. Die Here is daarom goed vir ons. Goed. Dis wat Shalom alles kan beteken, dat daar stabiele verhoudinge is. Dinge loop reg. Dis soos
in die hemel. Soos ons dink dat dit daar moet wees. Shalom. Dis 'n vrede wat God skenk. Dis wat die Joodse volk ook onthou het. Shalom, as ons hulle groet mekaar vandag nog met shalom, maar dit beteken, dit wat God kan gee, die hemelse ervaring wat God op aarde kan gee, dis wat ek vir jou toewens, dat jy dit mag hê. Shalom, 'n allesomvattende herordening van die skepping van die Here. Die shalom wat hier van gepraat word, is iets wat jy net in Christus kan kry. Ek het nou nie dadelik 'n beeld nie, maar ons in Christus raak mos 'n eenheid, nê, as ons in hom glo. Dan plaas ons vertroue op hom, en die gees van Christus kom binne in my en jou woon, so ons raak 'n eenheid. So, as ek aan iets of iemand vat, is dit eintlik in 'n sekere sin Christus wat vat. Want ek en hy is nou een. So hierdie vrede, die shalom, kan net kom as daai koneksie daar is, in Christus. Anders is dit 'n mensgemaakte ding, wat maar gebrekkig is en wat nooit perfek gaan wees nie. Shalom is iets wat jy in Christus kry. Daarom ou Thomas, as ek nou sou dink oor hom so vir 'n oomblik, hy staan daar en hy sê nee, as ek eers my vinger in die wonde kan steek in my hand, as hy sê nie, sal ek nooit glo nie. En dan kom daar 'n oomblik waar Christus voor hom staan. En Thomas se oë gaan oop. En dis of hy eintlik sê, ek is so jammer, Here. My Here. Dit beteken my koning, my baas, die ene wie ek onderdanig is, en my God, die een wat ek aanbid, wat die oppergesag in my lewe is. Ek is so jammer. Hoe seer moes ek U gemaak het. 'n Ontmoeting met die Here bring mense by my Here en my God. Dat ons daarby kan kom, die ontmoeting in Christus. Nou, hierdie vrede is natuurlik iets wat begelei word met die Heilige Gees natuurlik. Hy bewerk dit op die ou einde. Ek het in die werk wat die Here my die voorreg gegee het om te doen vir my lewe deur, het ek telkens ontdek, dis nie ek wat so oulik is nie. Dis eintlik die Heilige Gees. Ek het eendag in 'n preek gesê, ek het nog nooit iemand na die Here toe gelei nie. Jesus, en ons oor raak so groot. Hulle dominees het nog nooit iemand na die Here toe gelei nie. Ek sê maar ek het 'n paar keer bygestaan waar die Here dit gedoen het. En dit was my fantasties. Die Heilige Gees doen dit. Nie ek en jy nie. Maar hy wat in ons is, doen deur ons dinge. Die ander gedagte wat ek hier raak sien, is die aangee van hierdie vrede, want dit sê die vers. Nou ek sien onmiddellik 'n aflosstokkie. Ek het nooit in die 100 meter eerste gekom nie, maar dan so seker derde, vierde dink ek, want ek gewoonlik aflos gehad by die skool, by die kleuresport byeenkoms. En so een of twee keer by daai jaar het ons gepad van die SWD byeenkoms. Ek was op Riversdale skool, nie te ver hier vandaan, nie Langehoven nogal, nee. Maar ons het die Jenny Langehoven daar, want Jenny Langehoven het daar gematrikuleer. Goed, nou praat ek soms 'n bietjie nonsens tussenin, om julle te irriteer. Maar goed, so die kern, daai aflosstokkie. Nou sê die Here vir sy disippels, hierdie vrede, shalom, is 'n aflosstokkie wat jy moet aanpas. Jy moet nie vir jouself hou nie, dit moet aangegee word. En dis die appel vir vandag. As jy dit nou al hoor, dan kan ek gouer amen sê. Maar dis die roep wat God vandag tot my en jou bring, is die aangee van hierdie vrede. Dis wat hierdie deel met ons eintlik ook graag wil deel. Hier staan in vers 21, vrede vir julle. En dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Shalom. Mag julle geseënd wees met hierdie hemelse ervaring van alles val in plek, alles is herstel, alles is genees, die hele skepping is geherorden soos God dit wou hê. Gaan, leef dit, verkondig dit. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dit wat julle mee geseën is, moet julle ander mee gaan seën. Dit raak my baie keer, as ek beleef op die oomblik, ek is op 'n fase van my lewe wat vreeslik is. As jy nog nie daar is, dan moet jy hoop, jy kan daar kom. Maar party kan ek sien, is ook al daar waar ek is. Maar, dis absoluut fantasties, dat ou die Here se seën ervaar in soveel dinge. Maar nou seën hy my,
Nie net om by myself op te gaar nie. Dit lyk of ek die kos opgaar waarmee jy seën. Maar die opgaar, dit moet nie daar wees, dit moet gedeel word. Die voorspoed, die seëninge wat die Here gee, is om ook aan te gee. Vir mense wat minder het. Wat minder geseënd as ek en jy is op allerlei maniere ook al. So die disippels moet die seën uitdra en dit aangee, sodat die wêreld en die samelewing kan heel raak, soos God met Shalom dit wou hê. Die hoe daarvan, ek het nou die sleutel daarvoor al gegee, dat die Gees dit doen. Nie ek of jy nie, dis die Gees wat dit doen. Die Heilige Gees, ek sê nie hy is krag nie, ek sê sy krag, is die sterkste krag wat ooit op aarde in werking gestel kan word. Efesiërs praat ook daarvan, as hy sê, dis bo ons verstand, bo dit wat ons enigstens kan dink of droom, kan hy doen. Die onmoontlike. En as jy mooi dink oor jou lewe, en jy's kind van die Here, jy leef in 'n eenheid met die Here, wil ek jou garantie gaan jy vandag agterkom, 'n paar keer in jou lewe die Gees ingegryp, en hy dinge gedoen, ver bo wat jy ooit kon dink, of ooit kon verwag, het hy ingegryp en wonderlike dinge gedoen. Daarom sê die Here, hy blaas oor, hy sê, ontvang die Gees. Ek gee julle 'n opdrag om die Shalom aan te gee, voor te dra na ander toe, jy gaan dit self kan doen nie. Ontvang my Gees. Hy doen dit. Deur jou as sy instrument, as die woonplek van God se Gees. Vat gou so aan jou. Knyp gou. Toe. Dit is 'n opdrag. Ek gee dit nou. Ek sê doen jy moet nou luister. Vat gou so. Dink net gou so aan jouself. Enige plek. Jy vat aan die woonplek van God se Gees. Dis rof. Maar daar waar ek en jy beweeg hy. Daar stel ons hom teenwoordig. Wat ek baie graag wil hê ons ook vandag moet onthou. Die manier hoe dit werk, ek gaan nou op 'n manier dit probeer verduidelik. Ou dominee Overduin, hy was 'n dominee in Holland, en daai tyd stuur hulle 'n klomp Hollanders na die nuwe wêreld Amerika toe. En by die hawe groet hy vir sy gemeentelede wat nou Kobai sê, hulle gaan nou na die nuwe Amerika toe, hulle moet daar nou gaan 'n nuwe lewe begin. En ek dink dit was dominee Overduin, maar een van daai Hollandse predikers. Hy staan toe by die hawe toe sê vir sy gemeente, hy sê, gaan nou na die nuwe wêreld toe en verkondig die evangelie. En as dit nodig is, dan moet julle dit praat ook. Met ander woorde, lewe dit. Dat die mense dit in julle kan sien. Maar praat dit ook. Dis wat ek en jy nie moet vergeet nie. Ek het Vrydag 'n man ontmoet. Hy's 'n ou wat goed aflewer hier in die dorp van Mosselbaai, en hy het my goed afgelewer, en terwyl ons dit nou oorlaai in my kar, van sy aflewer voertuig af, het ons mekaar ontmoet. Hallo, ek sê ek is Johan, en is Erik, maar Jesus doen daai goed. Hy's nie 'n swart man nie, hy het maar so 'n manier van groet, hy's 'n ander ou, maar hy groet met hom op allerlei maniere wat ons so swai, julle ken daai ding. Maar ek en Erik groet mekaar nou. Ek is nou Johan, hy's Erik, en so praat ons, maar ons praat niks oor godsdienst nie. Glad, ons praat nou hierdie vraag wat nou hier oorgelaai word. En ons ook klaar gelaai, en ons steek hand uit, ons sê vir hom, Jesko, Erik, hy sê, mag die Here jou seën, meneer. Onmiddellik sit Erik daai gesprek op 'n ander stasie. Toe hy getuig. Ek het Erik ontmoet as hierdie doodgewone ou, ek en hy is met 'n besigheidstransaksie wat ek al besig. Toe hy dit sê, toe plaas hy God teenwoordig in ons gesprek. Klik jy dit? Maar jou getuienis met ons woorde is bitter belangrik. Dit plaas die Here teenwoordig. En wanneer hy teenwoordig geplaas is, kan ek hier eintlik maar, okay, Heilige Gees, nou moet u verder oorneem. Dis eintlik wat dan gebeur. Ons het net getuig, gepraat oor die dade van die Here, dalk in ons eie lewe, dalk in ander mense se lewens, maar iets, hy het net gesê dat ek 'n geseënde naweek moet hê. Dis al. Maar daai woord het my en Erik se gesprek op 'n ander stasie geplaas. Dit het die Here teenwoordig gestel. En die gap gegee, as ek dit maar so mag sê, vir die Heilige Gees om te werk. Dis hoe mense die Here leer ken, wanneer ek en jy ook met ons woorde getuig, praat, doen, baie beslis doen, maar ook praat
Moet nooit dit mis nie. En moet nooit dink, jy gaan weet wat om te sê nie. Jy kan plain sê, soos Erik gesê het, hy het nie geweet ek is 'n dominee nie, hy sien hierdie ou wat hier aankom. Maar Erik doen dit. Mag jy 'n geseënde naweek hê, of mag die Here jou seën, dit met daai woorde het hy gebruik. Wat die Here teenwoordig stel in daai situasie. Ek en jy word geroep om te praat. En dan as ons praat, begin die Heilige Gees te werk, en dis wat hy sê in die deel ook, as hy sê dat mense gaan se sonde word vergewe en so, blaas die Heilige Gees oor hulle, dan sê hy eintlik, dan begin die Heilige Gees om daai ou te oortuig van sonde. En dis die beginpunt, my broer en suster. En dan gaan die Heilige Gees verder. Hy het jou, ou Thomas het dit gedoen. Vat maar hom as voorbeeld. Ja, ek moes u verskriklik teleurgestel het. Toe die Here teenwoordig is, werk die Gees. Ou Thomas raak bewus van sy sonde. Dit bring sonde belydenis uit. Wat groei deur die woord van die Here na sonde vergifnis toe? Wat groei na 'n nuwe lewe toe? Maar die Heilige Gees doen dit nie, ek of jy nie. Sê ek en jy wat dit reg kry om iemand aan die keel te gryp en te sê word 'n Christen nie. Ek onthou as Laitie my pa my eendag 'n storie vertel van oom wat 'n haarkapper was. En die oom was 'n kind van die Here, maar hy het nie lekker geweet om te getuig nie. Maar hy het nou hierdie oplewing gehad in sy lewe en hy wil getuig. Daai het hulle ou se baard geskeer met so 'n lem. Ek het as seentjie 'n square cut gekry by die haarkapper en dat die oom aan die einde daai movie se lem het in 'n leerband agter die deur so gevee, dan is hy lem nou vlamskerp, hy lem, dan kap maak hy die square cut nou square hier agter met daai lem. Maar toe het hulle ouens geskeer. En die oomblik by die lem onder 'n kliënt se keel gesit en sê, as jy die Here nie nou aanvaar nie, sny ek. Nou, mense kan seker so ook doen. Maar dit is nou nie dat ek en jy dit nou gaan reg kry nie. Want dis die Heilige Gees wat dit doen, nie ek of jy nie. So jy hoef nooit jouself af te kraak as iemand nou nie tot bekering kom nie. Die Heilige Gees moet dit doen, nie jy nie. Hy gaan dit op 'n ander stadium dalk doen. Maar jy het getuig, jy het die gap gegee, dat die Gees in daai persoon se lewe kon werk. Goed, ek wil graag saamvat. Ek het oor ou Thomas vir jou gesê, genoeg, die feit dat die Here se teenwoordigheid by ou Thomas die verandering gebring het. Die Here was daar. Waar die Here teenwoordig is, dinge is nooit weer dieselfde nie. Dit sal ek en jy weet. As jy met die Here 'n genuine ontmoeting gehad het, jy's net nie dieselfde ou daarna nie. Goed, Thomas wat daai ontmoeting met die Here het. En wanneer ons vandag oor die Here praat, dan stel ons hom teenwoordig. Onthou Erik se storie, hy het net gesê, hy het net die woord seën eintlik gebruik. En ek het geklik, hier's iets op 'n ander stasie nou. Jy stel die Here teenwoordig deur jou woorde. En dan sê Johannes, hierdie evangelie het hy beskryf, 'n klomp wonderwerke, hy sê maar nie alles nie, sodat ek en jy eintlik kan glo, ons wat nie die Here gesien het nie, dat ons kan glo, want ons glo deur die woord wat ons hoor, wat die Here teenwoordig stel, en deur die Gees, wat dan in werking spring, en in ons 'n verandering bewerkstellig. So wat ons moet doen vandag, is ons moet leer, om die lewende Here op nuwe maniere te ervaar. Let hom op, wie as jy nou ry op die pad, hierdie die Karoo, ek het nou baie gery in hierdie dorp toe, verskriklik baie. Om nou doodseker te maak, ek wil nie wees, eintlik dan met julle, maar ek het my eie trek gedoen, so dis waar, 330 km van Gewenet af tot in Oudtshoorn, presies geweet. En dan moet ou jou besig hou. Dan kyk ek na die wolke, en die berge, en die plante, en dan sien ek prentjies van die Here, wat hy vir my wys. So ou moet jou oë oop hou, om die Here se teenwoordigheid op te let. Wakker wees, om te hoor, Erik sê, 'n geseënde dag vir jou. Wauw, Here, is vraggies hier waar ons hout oorlei vir mekaar. Is hier so, wonderlik. Here, is hier in die natuur, check hy mooi wolk, die mooiste wolke, julle het dit al oplet, julle na hierdie kant toe ry, en jy begin nou hierdie berge, dis nou van die Karoo se kant af, sê maar van Aberdeen, Willem se kant af, en jy sien nou hierdie berge, wat nou hier vir ons in Mosselbaai, wat ek al van mekaar skei, das omtrent altyd branders van wolke, wat oor hy berge spoel, jy al gesien is soos branders, dis die mooiste klomp wolke, en omtrent elke keer wat ek die pad ry, sien ek dit, dat hy branders oor die berge breek, die wolke, dis ongelooflik mooi, wat ons kan sien hierso. Dis vir ons gegun, dat ons dit mag sien, dat ons 'n nuwe bewussyn sal ontwikkel van die lewende Here se teenwoordigheid.
Daarom kom ons wees draers van vrede na mense, en die Gees sal die skepping herorden. Draers van vrede. Shalom. Leef dit, praat dit. En die Here se teenwoordigheid, wat gebeur omdat jy getuig het, sal die Heilige Gees aan die werk sit, om mense te verander. En ek dink ons land het dit bitter nodig, dat mense mag verander, en dat die nuwe shalom lewe geleef mag word. Here, dankie vir die dag, dankie vir u woord, dankie dat u met ons praat, dankie dat u hier is, Heilige Gees, dankie dat ons kan glo dat u ook iets van wat ons vandag met mekaar gedeel het, in ons sal laat wortel skiet, dat hy iets mag groei in ons lewens, dat dit in ons woorde mag uitkom, in ons dade mag uitkom, dat Jesus lewe en ek saam met hom. Deur die Gees word ek verander, en is u besig om dinge rondom my ook te verander, wanneer ons praat en leef, die Jesus lewe van die Gees binne in ons. Ons vra dit in u naam, Heer Jesus. Amen. Julle weet nou dat ons offergawe by die deure sit, daar so 'n kussie, het ek nog al opgelet, waar ou dit kan insit, as jy nou nog iets wil gee half. Ons het die laaste lied saam sing, dan weet julle ook, ons kan koffie drink, en daar's koekies. Ek weet of die aksie nog nie, maar dis lekker koekies, jy moet hom so laat smelt in jou mond. Nie in die koffie drukkie. Dan gee jy die lieflikste geure af, dis so ervarings, sintuiglike ervaring. So julle kan nie die wat nou, ek weet nie wie kuier nie, ek weet van een kappel wat kuier, maar ander wat kuier, julle is welkom, staat die langs aan in die saal, 'n bietjie koffie drink en van hy lekker koekies eet. Sorg dat die kinders ook kan kry asseblief. Nie groot mense nou weer alles vat nie. Right, so, ons kan daar by mekaar kom. Kom ons sing dan ons laaste lied net saam, wat jy nou sal sien dat die by pas. Hierdie lied is ons nou Franciscus van Assisi se, Jesus, ek het dit reg gekry, kwaad voor. Ek is gewoonlik kwaad oorklaar. So dis ook die Gees wat iets wonderlik gedoen het, dat julle nie geïrriteerd moet word nie. Maar Franciscus van Assisi was ons hierdie, julle sou Brother Sun, Sister Moon, is 'n ou fliek wat oor sy lewe gaan. As jy dit ooit kan hê, dan kan jy met dit kyk, maar dit is kosbaar. Sy pa was 'n ryk ou, 'n klerehandelaar. En Franciscus tot bekering gekom, het was nou in die Romeinse kerk daai jare, en toe het hy hierdie nederigheidsding voorgegaan, veral, as ek het nou reg onthou, veral mense wat melaats was en so aan probeer versorg. En hy het vir eenvoud gegaan. Daar is nog vandag in die Romeinse kerk wat hulle noem die Fransiskiaanse orde, waar mense vir nederigheid en eenvoud voorgaan. En alhoewel waar ek gewoon het, is daar groot kloostergoeders. Dit was die Romeinse kerk se Mekka in ons land op 'n stadium met teologiese opleiding alles. En die een gebou het daar vir jare leeg gestaan. Hulle kon hom vir niks gebruik nie, want dit was die nonne van die Fransiskiaanse orde wat daar gewoon het. Klein kamertjies, net sulke klein goedjies. Hulle wou hospitale vir ouertes maak, maar die kamertjies was te klein. Hulle kon nie. Want dat een beetjie en 'n tafeltjie kon staan in 'n hak. Klere was eenvoud, alles is eenvoud. En hy het hierdie lied geskrywe dan. Dit is sy gebed, wat julle sal ken. Die vrede, laat hierdie vrede deur my vloei, is ons lied. So kom ons sing dit. En dan sê hy, agterkom ons vra, Here, ek is 'n kanaal. Laat die shalom deur my vloei. Ek wil dit aangee, soos u wil hê ek moet dit doen. So kom ons sing hierdie lied saam, as 'n laaste lied.
ek het nou daai ene graag waar ek gee U my lewe, Here, wat eintlik maar wil sê, ek sal die shalom aangee. U kan my maar gebruik om dit aan te gee. So jy commit jouself, moenie dit sê as jy nie kan sien daarvoor nie, moenie so belofte dan maak nie. Maar die Here sê, jy hoef nie te worry nie, jy doen dit nie alleen nie, ek seën vir jou met myself, ek seën vir jou met die genade van ons Here Jesus Christus. En ek seën vir jou met die liefde van God ons Vader. En ek seën vir jou met die Heilige Gees, wat in jou woon, en deur jou werk, om hierdie shalom 'n werklikheid te maak, waar jy beweeg. Amen.